Liewe broers en susters, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Ek wil vanoggend met u praat oor Psalm 23. Psalm 23 wat Keilen vir ons voorgehoor, maar ek wil die Afrikaanse weergawe wil voorhou. Ek dink is 'n psalm wat ons seker in die kop het nie. Sonder skole doen ons geleer wat in die kop het, maar ek wil dit mooi lees. Die opskrif, die Here is my herder. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my na waters waar daar rus is. En hy gee my nuwe krag. Hy lei my in die spore van geregtigheid tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas en word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U guns sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Ons sluit ons oë voor die almagtige God. Ons bid saam. Here ons God, genadig en barmhartig is U, lankmoedig en vol liefde. Daarvoor, Here, kan ons nie anders as om met dankbaarheid voor U te instaan. Here, van ons swak en sondige mense, Here, ons is in nood, maar U is lankmoedig en barmhartig en vol genade. En daarvoor, Here, wil ons U loof en wil ons U prys vanoggend. Here, dankie vir 'n voorreg wat ons het, Here, met genade, om weer in U bedehuis kan by mekaar kom. Here, U het ons gedra deur 'n moeilike tyd, en ek weet dit was 'n moeilike tyd vir baie van ons, Here, waar ons dikwels, Here, te doen gehad het met die dood, waar ons dikwels, Here, te doen gehad het met die een of ander omstandigheid in ons lewens. Maar Here, U was getrou, selfs in die tye wat ons ontrou was, Here. En daarvoor, Here, kom dank ons U vanoggend. Here, dankie ook dat ons vanoggend bakhand kan staan voor U, om te ontvang, Here, U woord, Here, om te ontvang U Seun Jesus Christus, wat vanoggend na ons toe kom. Here, gee sodat ons sal oopmaak met God vir hom, sodat hy kan inkom, Here, en ons hart sy woning kan maak. Here, die pad lê vir ons voor, ons weet nie wat dit inhou nie. Maar dankie, Here, dat ons vandag ook kan sê, soos Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek. Here, U woord is open, kom nou Heilige Gees, en wil U woord in ons harte kom openbaar. Spreek, Here, want die diens net te luister. In Jesus naam is dit. Amen. Liefdes in die Here, ek wil vanoggend my teks begin met Lukas hoofstuk 1, vers 78 tot 79. Want dit het my baie gedink aan die Psalm van Dawid, Psalm 23. En dit sê, dit lees as volg: soos die môre son sal die Here opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. As ons dink aan ons eie donker omstandighede, my mense, en as dink so terug aan hoe God opgekom het as 'n son, as lig, om in ons donker omstandighede te skyn, dan kan ons nie anders as om dankbaar te wees nie. Want hy het opgekom as die lig om lig in te bring aan ons wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe. En weet jy wat het hy nog gedoen? Hy het ons voetstappe gerig op pad na vrede toe. En baie van ons vanoggend hier sit, alles ons deur bitter omstandighede kan sê, maar ek dink ek is op 'n beter plek as wat ek op 'n stadium was. Hoekom? Want God het my voetstappe gerig op die pad na vrede.
Nou hierdie teks sluit aan by Psalm 23 en daarom wil ek vanoggend gesels oor hierdie besonderse en hierdie wonderlike Psalm. Jy sal sien as jy hierdie Psalm ken en geluister wat ek net al gelees het, dan sal jy weet dit is 'n persoonlike Psalm, want dit praat van ek en dit praat van my, dit praat nie van ons nie. Dit is die terme wat dit gebruik. Hierdie Psalm fokus op 'n persoonlike verhouding met God. Dit is wat Dawid hier vir ons wil wys. En ek het al baie oor hierdie Psalm, het ek al gepraat, ek het al by begrafnisse selfs oor hierdie Psalm gepraat. Maar elke keer wanneer ek hierdie Psalm lees, of hierdie Psalm hoor, put ek net hoop en betekenis daarin. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie. Lees nou 'n teks, en jy sal sien, maar dit is wat die Here vir my wil sê. Lees dit op 'n volgende keer, dan sal jy sien maar, dit wat die Here vanoggend vir my wil sê is anders as wat hy op vorige geleentheid vir my gesê het. Dit is elke keer, geliefdes in die Here, was dit vir my soos balsem vir 'n stikkende hart en 'n gewonde siel, en daarom kan ek ook vanoggend kom met hierdie goddelike balsem na u toe. Want ek weet nie, wat is dit wat u vanoggend deurmaak? So baie keer was dit al hierdie Psalm vir my 'n besmetting van my eie wonde. Was vir my 'n proses van heelwording van my eie hart. Want ek stem saam met die lied wat sê, sy naam is soos balsem vir my. So baie keer het ek hierdie goddelike balsem ook gebruik in ander mense se wonde, en hoe dikwels het God nie ook wonderwerke in daai persoon se lewe laat geskied nie. Hierdie Psalm spreek nie net tot 'n deel van die lewe nie, maar dit spreek tot elke deel van die lewe. Jy sal dit sien, en ek sal daaroor praat net nou. Dit is soos 'n reis op 'n lewe, op die lewenspad, maar hierdie reis begin met God. Dit is wat Dawid vir ons leer. En God is ten volle deel daarvan. Daar is nie een gedeelte waarvan God nie deel is nie. En dit is wat Dawid vir ons aandui in die opskrif van die Psalm, waar hy sê, die Here is my herder. Die Here is my herder. Hierdie opskrif leer ons basies, Dawid sê basies, die Here is my leidsman, die Here is my kompas, die Here is een wat vir my rigting gee, hy is my beskermer en my bewaarder, die een wat nie sluimer of slaap nie. Hy is die een wat die pad vir my vooruit loop. Hy is die een wat ek sal maar sê, die Golgotha weg vir my vooruit loop. Hy is die stem wat my roep op hierdie pad en vir my rigting gee. Dit is wat Dawid bedoel wanneer hy sê, die Here is my herder. Hy is die een wat my voed as ek honger is, en nie net liggaamlik nie, maar in besonder geestelik. Ek sê altyd ons maar, vergeef my vir die woord volpens wees, praat nou plattelandse taal. Maar as ons nie volpens, as ons harte nie volpens is nie, dan sal ons altyd honger hê. Nou geliefdes in die Here, hier staan ek en u saam met Dawid aan die begin van die res van ons lewe. Hier is dit vandag is die begin van die res van ons lewe. En hoor wat is die woorde van Dawid oor die res van sy lewe. Dawid begin die res van sy lewe deur te sê, die Here is my herder. Dit is wat Dawid sê. Dit is wat Dawid op 'n stadium gesê het oor die res van sy lewe wat vir hom voorgelê het. Dawid kyk na die lewe en hy sê, die Here is my herder. Dawid sê, dit maak nie saak hoe jy lyk die lewe. Ek wil vir jou sê, die Here is my herder. Dit maak nie saak hoe jy lyk lewenspad nie. Ek wil vir jou vandag sê, die Here is my herder. As ons vandag staan aan die begin van die res van ons lewe, wat is dit wat ons vir die lewe sê? Wat is dit wat ons ook vir onsself sê? Nou geliefdes in die Here, vandag leer ons, as ons alles aan die Here oorgee, het ons niks om oor bekommerd te wees nie. As dikwels dinge wat ons vir die Here gee, maar ons hou vas nog steeds. Ons sê, Here, help my met die, Here, help my met daai, maar dit sit ons nog steeds met die ding in ons hande en ons harte. As die Here in my lewe is, het ek alles.
Dawid wys ons sy geloof en geloofsvertroue in die lewende God. Hierdie Psalm vertel van Dawid se ondervinding met God. En Dawid het geweet wat God kan doen. Dawid het ondervinding. Dawid weet waardeur God hom gedra het. En ons nie ook ervaring en ondervinding van God nie. Kan ons nie ook terugkyk en sien maar die Here het hier en daar ingetree nie. In feite in elke deel van ons lewens. Baie keer wil ons dit nie sien. Vandag kan ons kom en ons lewens in God se hande plaas en weet in God het ons alles. Vandag kan ons kom en sê, Here, U is my herder. Ons kan vandag kom en sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Ons kan vandag kom en sê, lewe, jy kan maar swak soos jy wil, maar die Here is my herder. Omstandighede, jy kan maar swak soos jy wil, die Here is my herder. En wanneer ons onsself in die hand van die Here gee en hom vertrou, dan sal hy vir ons lei, sê Dawid, na groen weivelde, na waters waar daar vrede is. Ja. Ek het nie vrede in die huis nie. Want die dinge is nie lekker tussen ek en my vrou en my kinders nie. Ek het nie vrede in die huis nie. Want die dinge het gebeur toe my geliefde deur die dood weggeneem is. Maar die Here wil vir ons bring na groen weivelde, na waters waar daar vrede is, veral in tye van droefheid. Hy sal ons nuwe krag gee, sê Dawid. Kan jy dink hoe swak jy op 'n stadium gevoel het? Maar jy gevoel het, Here, maar ek het nie krag nie. Hoe kan ek aangaan van hierdie persoon wat U op 'n stadium vir my gegee het? As iemand op wie ek geleer het, hierdie persoon kon my optel en aanmoedig en daardeur kon ek nuwe krag kry. Hierdie persoon het vir my gebid vir krag. Ja. Daarom sê Dawid vir ons, hy sal ons nuwe krag gee. Hy sal ons lei op die paaie en die spore van geregtigheid, op die regte paaie tot eer van sy naam. Dat ons sal sê, maar hierdie paaie wat ek loop en dit wat ek by uitgekom het, was net die wil van die Here en dit was net deur God wat dit kon gemaak. Amen. Maar weet jy wat gebeur verder in Dawid se verhaal? Dawid se verhaal in die eerste gedeelte en dan in Dawid se verhaal in die tweede gedeelte. Want in Dawid se verhaal kom daar skielik donker dieptes. Daar kom dale van doodskade weer. Maar weet jy wat? Dawid het begin met God en hy het hierdie pad met God gestap. Dawid het reg aan die begin gesê, die Here is my herder. Dawid het sy vertroue ten volle in God geplaas en daarom wanneer die donker dieptes kom en die dale van doodskade weer kom, kan Dawid sê, maar ek het gesê die Here is my herder. Nou kan ek sê ek hoef geen onheil te vrees nie. Ek hoef nie bang te wees nie, want U is met my. Hy het in die begin gesê, niks sal my ontbreek nie. En wanneer hy in hierdie dal kom sê, in U hande is ek veilig, o Here. Vandag terwyl U deur die dal van doodskade weer gaan, ek weet, in die hande van die Here is U veilig. In die hande van die Here is U beskermd. Dit maak nie saak wat die wêreld in U rigting ingooi nie, maar as U aan die hande van God is, dan sal niks U basically, as ek dit so kan stel, ontbreek nie. Die beskermer van Israel slymer of slaap nooit nie. Maar het jy gesien, in die eerste 3 verse verwys Dawid na God in die derde persoon. Ek weet nie of jy so na die Psalm geluister het nie. Dawid praat hier van God en hy sê, hy gebruik die woord, hy sal my neerlê, hy bring my by waters. Hoekom verander Dawid dan nou van die derde persoon na die tweede persoon? Want in die 4de vers praat Dawid nou reguit met God. Hy sê, U is met my. Dawid sê, U laat my aansit. En die ding waarop ek uitgekom het is, hoekom Dawid hier verander van derde persoon na tweede persoon, wanneer dit by God kom,
Ja, dan ek wil net vinnig dit sê. Soms praat ons van God, maar ons praat nie met God nie. Dawid was ver, as ek nou miskien kan so stel, die ding wat ek ook aan gedink het is, miskien was Dawid op 'n stadium ook ver van God af in sy lewe. En ek wil vir u sê, alhoewel mens dikwels ver van God af was, dan lei jy nog steeds op die regte pad. Ek meen, hy lei jy nog steeds, hy bring jy nog steeds by groen by velde, hy bring jy nog steeds by water waar daar vrede is. Dan was Dawid ver van God, maar Dawid het tot 'n krisispunt gekom in sy lewe. Hoekom? Om hom nader aan God te bring. En as iemand, kom ek sê wat so, as iemand ver van ons af is, sal ons met die persoon kan praat. As ek nou iemand met toonsit is, kan ek met die persoon praat, dan praat ek nog nie van die tegnologie nie. Ek sal nie met die persoon kan praat nie, ek kan van die persoon praat. Maar die oomblik as die persoon naby my is, dan kan ek met die persoon praat. Dan was Dawid op 'n stadium ver van God af, en hy kon net praat van God, maar deur sy omstandighede het God vir Dawid nader aan hom gebring, en in die tweede gedeelte kon Dawid direk met God praat. Ja. Sy donker dieptes het hom nader aan God gebring. Dawid se verhouding met God word nou na 'n nuwe hoogte geneem, as ek dit so kan stel. Dawid se verhaal hier is vandag ook ek en u verhaal. Vandag sit u hier van, u het dalk 'n krisispunt bereik in die lewe. En ek dink baie van ons sê, een oomblik was ons nog in die groen velde. Een oomblik het die Here ons nog neergelê by waters waar daar rus en vrede is. Waar die lewe 'n lied was, as ek dit so kan stel. Maar skielik het daar donker dieptes gekom, wanneer moeilike omstandighede ingetree het. Maar ons kan vandag weet dat die Herder met ons is. En dat ons eenheid is. Ons kan soos Dawid sê, ek hoef geen onheil te vrees nie. Hoekom? Want U is met my. God is Immanuel. God begewe en verlaat ons nie. Al as ons nie, hoe sal ek dit stel, nie altyd met hom nie, God is met ons. En die vraag wat by my opgekom het is, maar hoekom moet 'n skaap en skape soos Dawid nou hiervan praat, en verwys na die term herder wat hy hier gebruik, dan verwys hy na homself as 'n skaap. Maar hoekom moet 'n skaap deur so 'n plek gaan? En ons kan vandag vra, maar hoekom moet 'n kind van God deur hierdie dal gaan? En dis asof die skaap in hierdie verhaal nie noodwendig afgedwaal het nie. Laat ek dit ook so stel. Nee, die skaap gaan deur hierdie plek of deur hierdie dal van die herder lei hom daartoe. Die verstaan as ek dit sê. Die herder lei hom daartoe. U is in hierdie dal van doodskade van God lei u daartoe. U is in hierdie dal van donker dieptes van 'n God se wil dat u daartoe moet gaan. U gaan deur omstandighede van dit is God se wil. As daar iets aangaan in die lewe wat nie lekker is nie, niks kan verby God kom nie, alles kom deur God. Niks kan vir God bypass en vir God onkant betrap, maar God sê maar ek het nie geweet hierdie dinge by my verby nie. Alles kom deur God, en wanneer God iets na jou toe stuur of na jou toe laat kom, dan is dit God se wil, omdat hy weet wat die beste vir jou is. Die konneksie tussen die eerste 3 verse en vers 4 is dat die pad deur die dale van die lewe ook deel is van God se plan vir ons almal. Dat ek dit vandag vir u sê. Ons vra dikwels, my Here, hoekom moet ek deur hierdie moeilikheid gaan? Here, hoekom ek? En dan verstaan mense as jy sien hoe diep seer mense kry. Maar dan besef jy maar God het 'n groter plan, en is 'n plan wat ons as mens baie keer nie noodwendig verstaan nie. Ons moet weet, ons hoef geen onheil te vrees nie, wanneer ons deur hy donker dieptes gaan. Want God is met ons. Ons hoef nie bang te wees nie, want God is met ons. Maar hoekom sal 'n herder sy lewe aflê vir sy skape en dan die skape deur die gevaarlike en donker plekke lê? In hierdie plekke kan die skaap seer kry, en hierdie dinge dan kan daar vloede en skielike storms kom, as 'n mens byvoorbeeld dink aan 'n fisiese dam. Daar kan ongedierte stel, daar kan rampe gebeur, maar hoekom gaan die herder dat gaan die herder die skape daardeur, omdat die herder by die skape na 'n beter plek bring. Maar 'n beter plek moet daardeur lei van die gaan.
Weet jy, kom ek vertel vir u 'n bietjie van skaap. Ek is 'n plaasmens. En ek voel goed om dit te sê. Ja. Nou, ek het al geleer, ek het dit by u ook gesien, dat 'n mens kry baie keer in die winter dan bou die skaap 'n groene wol. Jy het al gesien. En hierdie wol raak so dik, in die somer dan is die wol weer te warm. En dit kan basically ewen siekteprobleme vir die skaap veroorsaak. Maar dan het ek gesien, die groot mense, die ou mense, daar sulke hakbosse gewees. Ek weet nie of ons dit bekend is nie. Dit sulke hakdoortjies. Nou jag hulle die skaap tussen die hakbosse deur en die hakbosse hak so die stukkies van die wol af. Tot hy skaap skoon is. En jy sal sien as jy tussen die hakbosse deurkom, dan sal daar nog stukkies word. So die skape moet deur hy dorings gaan, sodat hulle kan skoon aan die ander kant kom. En so baie van ons geliefdes in die Here gaan vandag deur dale van doodskare en donker dieptes, van ons het verneem, ons het kanker, of ons het verneem, maar ek het een of ander siekte. Van ons staan voor 'n groot operasie, van ons het skielik siek geword, ons is gekonfronteer deur die dood van 'n geliefde, van ons het baie seer gekry in die lewe, ons is hier in die verlei in die donker dieptes. Miskien wil God die ou wol afhaak, dat ons kan skoon aan die ander kant kom. Hy sal ons deur die ware woord, hoekom? Om ons skoon te bring, om ons te suiwer van dit wat nie van God afkom nie. Dit wat ons verhoed om die koninkryk van God te kan ingaan. Vandag kan ons weet, ons is nie alleen nie, van die Herder is met ons. Hierdie verlei geliefdes in die Here, hierdie dal van donker dieptes is miskien nie goed in ons oë nie, maar ek wil vir u vandag sê, maar saam met ons is daar iemand wat goed is. Wat Johannes 10 van sê, die goeie Herder. Die goeie Herder sal nie sy skape verlaat of alleen laat nie. Hy is altyd met hulle. Laat ons na hom toe kom, want hy is goed vir ons. Laat ons in ons hart sê, loof die Here o my siel en vergeet geen van sy weldaden nie. Sy goedertierenheid duur van geslag tot geslag. Wanneer omstandighede intree, praat God met ek en u persoonlik. Hierdie is God wat vir ons een kant toe wil bring, sodat ons kan vra, maar Here, hierdie is omstandighede, ek verstaan dit nie, maar wat is dit wat u wil deel met die omstandighede vir my wil sê? Hy kom met balsam vir die siele, hy kom met balsam vir die harte wat pyn, hy kom met, ek wil amper sê, met 'n sakdoek vir die trane wat mense oor nie kan sien. Laat ons terugkeer na God toe, geliefdes in die Here. Hy wil ons gemaak het vir ons verseker. Laat ons fokus verskuif na God, want ons het nie baie tyd oor op hierdie aarde nie. En dit is hoekom God vir ons daar weer vat, om vir ons voor te berei vir wanneer hy kom op die wolke van die hemel. Die woord van God sê, die regter staan voor die deur. Hy kan enige tyd kan hy klop, maar sal ons gereed wees. Sal ons gereed wees dat die Herder kom en ook vir ons deur die dood lei om aan die ander kant uit te kom. Laat ons nie tyd verkoos nie, broers en susters, want daar is nie tyd nie. Ek het wat u seker weet, 'n neefie van my begrawe, ons het dieselfde huis geword. En terwyl sy ma op pad is om vir hom te begrawe, het sy ma gesterf. So, dit is wat ek vandag wil sê, dit is wat in hierdie tyd het so baie na my toe gekom het, dat ons nie die dag en die uur. Ons weet nie hoeveel tyd ons nie. Ek het een keer op 'n stadium by 'n begrafnis hier gesê, dat daar's baie mense in die graf, wat gedink het hulle nog hulle se lewe spoor het. En toe die Here gekom, soos 'n dief in die nag, en hulle lewens van hulle weggeneem. So, nou is die tyd om tot God te bekeer, sodat ons gereed sal wees wanneer die Herder kom, om ons deur te verlei van die dood te lei. Ek wil afsluit deur vir u weer oor Psalm 23 te vat. Dit begin baie mooi, dit vertel van die groen weivelde, dit vertel van die rustige waters, die waters van vrede, dit vertel van die regte paaie, en skielik as daar 'n dal van donkerte is. Skielik is daar 'n dal van doodskade. En weet jy wat is die uiteinde van hierdie hele verhaal? Wat Dawid sê aan die einde, U laat my aansit by die feesmaal. So hierdie, al gaan dit
hoe moeilik familie. U laat my aansit by jou feesmaal. U goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Dit is wat die Here wil doen, selfs aan die dag van doodskade. Dis ook ek en u verhaal. 'n verhaal waarvan God elke oomblik deel is. Geliefdes, ons sit in ons vanoggend daar in hierdie donker dieptes, die dal van donker dieptes. Moenie bang wees nie, want die Here is met u. U sit in hierdie dal en hierdie donker dieptes omdat God u na 'n beter plek wil bring. Hy sê vir ons, ek weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ons kan sê soos Dawid, die Here is my herder. En as die Here my herder is, sê Dawid, niks sal my ontbreek. Wanneer ek die Here het ek alles. Ek wil eindig soos ek begin het. Soos die môre son sal die Here opgaan in die hoogte. En uit die hoogte uit sal hy op ons afstraal om lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood leef. Hoekom? Om ons voetstappe te rig op die pad na vrede. Die Here is my Here. Amen. Kom ons bid dit saam, dierbare God. Here van hemel en aarde. Here van lewe en dood. Here van genade. Here van lig wat opgekom het en u lig op ons geluk straal het. Here, wees ons genadig en barmhartig, o Here. Straf ons nie na ons verdienste nie, maar verleen ons, o Here, tot ons verbetering die krag van u Heilige Gees. Here, help ons dat ons sal besef, Here, en sal weet, Here, en u sal aanvaar as ons herder. Want ons weet, Here, as ons sal doen soos Dawid vir ons hier 'n voorbeeld is, dan weet ons dat u ons herder sal wees, nie net in goeie tye nie, maar dat u ook ons herder sal wees aan die dale van donker dieptes, die dale van omstandighede, die dale van dood, die dale van seerkry, die dale van trane. En u sal vir ons daar bly. En wanneer u vir ons daar bly, Here, help ons om net in geloof en na u te kyk en ons harte te kan weet, o Here, dat u 'n doel het met dit, en u doel is om vir ons sterker en hoër aan die ander kant te bring. Here, ek bid vandag vir elkeen van ons gemeente, elkeen wat ook in hulle omstandighede is, Here, dat u vir hulle sal omarm, dat u vir hulle sal hou in die holte van u hand, dat hulle u stem sal hoor op die pad, dat u vir hulle die leidsman sal wees, dat u vir hulle 'n kompas sal wees deur die Heilige Woord, wat vir hulle sal lei op die pad van alle lydenstyd. Here, ek bid vir elke familie, ek bid vir elke huis, seën hulle, o Here, seën die koskaste, seën alles, Here, seën die kom en gaan. Ons bid dit kinderlik in Jesus naam. Amen.